Wel, liewe kijker, baie welkom by nog 'n deel van die goeie nuus. 'n Deel van. Ons verstaan ten dele, ons profeteer ten dele, maar die Heilige Gees, wat die volheid ken, wat die volheid is hier by my en hy's daar by u. Is dit nie wonderlik nie, om dit te besef, dat die Heilige Gees is nou daar by u, en dit is God, die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees, u belofte. Die Heilige Gees oor ons, gedoop met dieselfde Gees as wat Petrus gedoop was. Gedoop met dieselfde Gees as al die disippels, Paulus, die apostel. Dankie, Vader, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou hier by ons is, by my en my leer en lei in die volle waarheid. Dankie, Heilige Gees, ons loof u. Amen. Ons kan met die Heilige Gees praat. U weet, Jesus sê, dis voordelig dat hy weggaan, want as hy weggaan, gaan die Trooster kom. En die Trooster is nou hier, die Gees wat Johannes 14 sê, by die disippels was, is nou in ons, en in die disippels. En die belofte van die Vader het hulle ontvang, was nou binnekort, net so rukkie terug, hemelvaart. En rukkie terug, Pinkster. Wat was dit? Pentekost. Penti beteken 50. 50ste dag, toe gebeur het. Nou hoef ek en u nie meer te wag nie. Ons kan gered word vandag. Ons kan vandag die Heilige Gees oor ons ontvang. Die dooping met die Heilige Gees. Ek is besig met die boek Kolossense. En nie regtig net met Kolossense nie. Maar ek wil vir u wys, hierdie briewe wat Paulus geskryf het. Hy noem nie die dooping met die Heilige Gees nie. Nie wat ek van weet nie. Hy sê in Efesiërs, ons is verseël met die Heilige Gees. Hy sê in Efesiërs, word vervul met die Heilige Gees. Hy sê, ons het die Heilige Gees ontvang in Romeine 5. Die liefde van God is in ons hart uitgestort, deur die Heilige Gees, wat in ons is. Maar wat volgens die skrywer, volgens Paulus, was hierdie wat hy genoem het, geheiligdes, heiliges. Wat is volgens hom 'n heilige? En dit is wat ek wil hê, liewe kyker, dat u mooi moet kyk in u Christenpad. Het u Jesus aanvaar as u Here? En dan kom Paulus by hulle en hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? So, hy bid toe vir hulle, in Handelinge hoofstuk 19, vers 6, hy lê hande op hulle, dat die Heilige Gees op hulle kan kom. Maar as jy kyk na die disippels, dan sien jy, hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het. So, hy neem aan dat as jy gelowig geword het, dan moet jy ook kan sê, ek het die Heilige Gees ontvang. Hulle sê, maar hulle het nie eens geweet van die Heilige Gees nie. Hy praat met hulle neem Jesus aan as hulle verlosser, want dit is wat hulle gehoor het by Johannes die Doper, hy berei die weg voor vir Jesus. Nou het hulle Jesus aangeneem. Nou stop Paulus nie daar nie. Hy doop hulle in water. En toe stop hy nie daar nie. Hy lê hande op hulle dat die Heilige Gees op hulle kon kom. Nou, u kan duidelik sien, as u Handelinge lees, dan sien u 'n Christen. Petrus sê, hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Petrus sê, bekeer julle en laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. In Handelinge 8 sien ons presies dieselfde. Dit was Filippus, hy preek. En hier kom die ouens in Samaria tot bekering. En die disippels, die volgelinge van Jesus, van die disippels van Jesus het gehoor
dat Samaria ook die woord aangeneem het. Nou ek gaan nie die skrifte lees nie, maar jy kan dit gaan lees in Handelinge hoofstuk 8. En hulle stuur toe 2 apostels, 2 disippels na hulle toe, om vir hulle te bid. Wat? Waarvoor? Dit sê, hulle het hulle die hande opgelê, dat die Heilige Gees op hulle kon kom. Toe hulle daar kom, toe het hulle vir hulle gebid, dat die Heilige Gees op hulle sou kom. So daai mense was bekeerlinge, hulle het Jesus aanvaar as hulle verlosser. Die tweede ding was, hulle is gedoop in water. Die derde ding was, hulle is gedoop met die Heilige Gees. Nou as Paulus kom en hy skryf hierdie briewe, dan skryf hy dit aan die geheiligdes, aan die mense wat Jesus aanvaar het as hulle Here, wat gedoop is met die Heilige Gees. Hy skryf aan hulle hierdie briewe. Hy sê vir hulle, julle is heiliges. Hy sê in vers 2, Kolossense 1, aan die heiliges en gelowige broeders. Geheiligdes en gelowige broeders. Nou, my liewe kyker, daar is 'n proses van heiligmaking. Wat is dit? Wat is heiligmaking? As ons hierdie briewe gaan lees, dan gaan ons al hoe meer sien, maar Paulus begin nou vir hulle te wys wat met hulle gebeur het, toe Jesus aan die kruis gesterf het. Wat was vir hulle oopgemaak? Wat is oop vir u en vir my? Nou kom ek lees net vir u, Kolossense 1 vers 12. Hy sê hierso duidelik, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hoe is hulle bekwaam gemaak? Eerstens, hulle het Jesus aanvaar as hulle redder. Dit is waar God hulle bekwaam gemaak het. Hulle is gedoop in water, daardeur het hulle gesê, ons weet, ons is gedoop in die dood van Jesus Christus. My ou mens het gesterf. Ek is begrawe. Ek het opgestaan in 'n nuwe lewe. Dan, hulle is gedooptes met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het op hulle gekom. In Romeine 8, in Romeine, kan jy dit gaan kyk, maar in Romeine 8, praat hy van hulle, Jesus was die eerstgeborene van baie broeders. Nou, kyk nou hier in Kolossense wat hy sê, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het. Wat maak jou bekwaam? Om 'n getuie te wees. Wat gee jou krag? Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees op julle kom, en julle sal my getuie wees. U sien, ons bekwaamheid is deur die krag, deur die Heilige Gees, wat op ons gekom het. Dan, die kruisiging, het ons bekwaam gemaak, om die erfdeel te vat, wat? Van vergifnis van sondes, uitwissing van al u sondes. Hy sal aan u sondes en oortredinge nooit meer dink nie. Ek lees hom weer, hy sê, vers 12, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Die Heilige Gees in u is u erfdeel. Die wassing van u sondes, totale skoonheid is u erfdeel. Kom ek lees vir u, Kolossense 1. Hy sê hierso, deur sy liggaam het hy dit gedoen. Hy sê om ons vlekkeloos en blaamloos voor die Vader te stel, sonder gebrek. Ek lees dit vir u in vers 22. In die liggaam van sy vlees, deur die dood, om u heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. U is onberispelik en vlekkeloos, gebrekloos voor die Vader, deur Jesus Christus. Hierdie versoening was totaal. Kom ek lees vir u vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis
en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Liewe kyker, as u die kruisiging, begrafnis en opstanding begin verstaan, dan begin u sien, u is totaal verlos van u verlede. Deesdae praat mense van bloedlyn vloeke. Hulle het almal gestop by die kruis wat u Jesus aangeneem het. U ou mens is gekruisig, dis die einde van u sondige geslag. Ja, u het Jesus aanvaar as u verlosser. Nou word selfs u kinders geheilig deur die woord. Die kinders word geheilig deur die ouers. Ek sê nie dat hulle nie Jesus moet aanvaar om gered te word nie. Ek sê dat die seëninge van Abraham het nou na u huis gekom. Waar kry ek dit? Galasiërs, as ek dit net gou vir u lees, Galasiërs 3, dat jy dit kan sien. U sien, Jesus het gesê, u sal die waarheid ken en die waarheid sal u vrymaak. Die waarheid van die nuwe verbond, die waarheid van hierdie beloftes wat Hebreërs 8 vers 6 sê, dis 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Ek en u is in 'n beter verbond. Kyk nou net Galasiërs 3, wat ek net vir u lees, vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Daardie verbreeking van die wet bring vloeke. En Jesus kom. En in Kolossense gaan ons lees, in Kolossense 2, hy die skuldbrief teen ons, het hy aan die kruis vasgenaal. In sy liggaam het hy die skuldbrief teen ons vasgenaal. Nou, kyk nou verder. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. U het in Christus aan die hout gehang, in Christus. Hy het die loon van die sonde wat die dood was, vir u gedra. Hy het die verwerping op hom geneem. Wonderlik. Nou, hoekom het hy dit gedoen? Vers 14. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom, die nie-Jode, dis ek en u. Sodat dit na u toe kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ek wil hom net so 'n bietjie opbreek. Kyk net hoe mooi is dit. Sodat die seun van Abraham na die nie-Jode kan kom in Christus Jesus. In Christus Jesus. Kom dit na u toe. Nou, is u in Christus Jesus? Ek wil weer eens, ek wil hierdie skrifte aanhou en aanhaal, dat u dit duidelik kan sien in 1 Korintiërs 1 vers 30. Luister mooi. Maar deur hom, deur God, is julle in Christus Jesus. Liewe kyker, u het uself nie ingeplaas nie. U is in deur die genade, sonder verdienste. U het nie gewerk om in te kom nie, u het geglo. En alhoewel dit 'n swak geloof was, alhoewel dit baie klein was, soos 'n mosterdsaadjie, het u met die mond Jesus as Here bely en het God daardie kans gebruik wat u hom gegee het om u in Christus Jesus te plaas. So, hierdie beloftes is in Christus Jesus aan u gegee. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. U kan dus sê, ek het dit. Ek het hierdie wat hy hiervan praat. Jesus is my wysheid. Hy het vir my wysheid geword. Hy is my geregtigheid. Hier staan dit. En heiligmaking. Hy is my heiligmaking. Ai. Daar's versies in Tessalonisense en in Hebreërs 12 wat sê, sonder heiligheid sal jy nooit God sien nie. Sonder heiligmaking sal jy nooit God sien nie. Hier
Jy is heilig gemaak. Hy is jou heiligmaking. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Dit kan jy sê. Nou weet ek, u optrede wys baie keer nie dat u 'n heilige is nie. U optrede wys baie keer nie dat u 'n Christen is nie. En daarom kan ek en u vir mekaar sê, ons kan sien in ons uiterlike lewe, sien ons nie duidelik dat ons heilig verklaar is nie. Nou wat is heiligmaking vir u? Petrus sê, streef die heiligmaking na. Word heilig in julle hele lewenswandel, sê hy. Nou, wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie medisyne wat in ons nou is, Christus in ons, in Kolossense, laas keer het ek geëindig daarmee, dis die groot verborgenheid, Christus in ons, Christus in u, in my, kan u indink, dat Christus in u woon, in u is, nou, hy's in u, dis die medisyne, nou word ons gemoed vernuwe, na hierdie waarhede, die waarheid wat sê, hy het my bekwaam gemaak, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy het my verlos uit die mag van die duisternis. Hy het vir my 'n vloek geword, sodat die seun van Abraham na my toe kan kom, en dat ek die Heilige Gees mag ontvang. So Paulus sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Ek lees dit in. Hulle sê, dit is julle belofte. Petrus sê, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en julle kinders se kinders. So vir almal wat daar ver is, ek was daar ver. En hierdie belofte het na my kant toe gekom. Is dit nie wonderlik nie? Liewe kyker, u sien, God het u bekwaam gemaak. Die duiwel wil hierdie waarhede van ons steel. Toe Jesus die duiwel begin uitdryf, toe sê die duiwel vir hom, ons weet wie u is, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Dit staan daar, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Jy sien, liewe kyker, as ek en jy kan agterkom, as ons openbaringskennis kan kry, wat ons vat hierdie Bybel, en ons blaai deur hom en ons lees, julle sal op siekes die hande lê, en hulle sal gesond word. In my naam sal julle duiwels uitdryf. Dieselfde Gees, wat Jesus uit die dode opgewek het, is nou in u. Liewe kyker, as daar die waarhede kom, die Engelse sê, if that penny drops, as jy daai openbaringskennis kry, 1 Johannes 4, openbaringskennis kry, van soos hy is u in hierdie wêreld. Ek het vanoggend Bybelstudie gehou met klomp studente, en ek staan daar en ek sê, Vader, laat u Gees net vir ons bewus maak van u. En terwyl ek het bid, ek was besig om musiek te speel. Liewe kyker, sien ek, nie my werk nie, maar sy werk. En ek sien en ek dink nou aan die skrif Jeremia 1:12, God is wakker oor sy woord om dit te volbring. Liewe kyker, u moet, ek sê moet, ek wil hê dat u uitstap in geloof en begin sê wat God sê. Sê wat God oor u sê. Al sien u dit nie in u uitlewing nie, sê u nogtans wat God sê. Ek is uit God gebore en die bose het geen vat aan my nie. Jy kan dit saam met my sê. Ek is uit God gebore en die bose het geen vat aan my nie. U sien, nou begin u God 'n geleentheid gee om sy krag te manifesteer deur u lewe. U sien, Jesus sê, kom na my toe, maar as u nie kom nie, kan u nie ondervind dat sy juk sag is, sy las lig is nie. Hy sê, klop
en vir jou sal oopgemaak word. So, klop. Staan weer op. Ek praat met mense. Ek is nou 67 met hierdie opname. Mense van my ouderdom, ek sien party het moed opgegee. Het gesê, ag my lewe, ek het nie bereik wat ek wou nie. En hulle het allerhande dinge. Maar ek wil hê, jy moet die slappe hande ophef en opstaan in die kop. As jy nie met die lyf meer kan opstaan nie, wil ek hê, jy moet opstaan in die gedagte wêreld en sê ek kan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Toe Paulus hierdie brief aan die Kolossense skryf, toe noem hy hulle heiliges, geheiligdes deur Jesus Christus. U is in Christus Jesus. Ek het dit vir u gelees. Hy het vir u geword, wysheid uit God. Hy het vir u geword, heiligmaking. Hy is u heiligmaking. U leefwyse maak nie dat u meer gered word om hemel toe te gaan nie. U is reeds gered. Deur die belydenis van die mond het u gesê, Jesus, ek wil u as my Here hê. Dit het u gekwalifiseer om deel te hê aan die erfdeel. Nou begin u deur deelname aan die erfdeel. U vat u verlossing. U vat u aanvaarding. U sê ek is nie verwerp nie, hy het my aanvaar. Ek is verlos uit die mag van die duisternis, geplaas in die koninkryk van die seun van sy liefde. En omdat u dan u verheug in die volkome werk van Jesus, begin u die volkome werk vrug wys in u alledaagse lewe. Liewe kyker, hierdie is ongelooflik belangrik. Vir u is dit so belangrik om dit te verstaan, dat u nou die vrug in u lewe sien van dit wat u glo. U kyk na Jesus en die vrug word sigbaar. As u begin konsentreer op die vrug, word al hoe minder vrug sigbaar. Maar as u weer konsentreer op hom, Jesus, die leidsman, die volleinder van my geloof, en ek kyk so daar, maar hy's in u, Christus in my, die hoop van die heerlikheid. So, as ons na hierdie brief Kolossense kyk, dan sien ons, hy begin deur vir hulle eers te vertel wat gebeur het. Hulle is mede-erfgename. Hulle is uit die duisternis uit. Al die vloeke het gestop by die kruis. Hulle is in die seëninge van Abraham. Efesiërs 1 vers 3 begin hy ook so. Julle is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Jesus Christus. Hy hou aan daarmee. In hoofstuk 2 gaan hy nog steeds aan daarmee. Hy sê, jy moet nie rondgeslinger word deur allerlei leringe nie. Hy sê, God het gegee baie mense, maar om ons te leer, en deur hulle vind lering plaas. Maar hier sê hy duidelik in Kolossense 2, hy sê die skuldbrief teen ons is aan die kruis vasgenaal, vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Dis wat hy gedoen het. Nou, jy kyk daarna, liewe kyker, u moet daarna kyk, want as u nie daarna kyk nie, gaan die volgende skrifte u veroordeel. Hy sê hierso, in hoofstuk 3, dan sê hy, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou weet ek, party vrouens voel nou veroordeeld. Maar wat moet u doen? Om onderdanig te kan wees aan u man, is 'n vrug van dit wat u glo. En u begin glo, maar ek is bekwaam gemaak om onderdanig te wees aan my man. Ek is bekwaam gemaak as man om my lewe neer te lê vir my vrou. Ek kan dit doen. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. U sien, nou begin u dit te doen, nie om gered te word nie, maar om te wys, u is gered. U sien, en as u dit per ongeluk nie wys nie, dan kanselleer dit nie u redding nie. U bly gered. Maar as u begin
om heiligmaking te sien in u lewe, dan begin u die verlossingslewe smaak wat reeds in u hart plaasgevind het. Ek gee my nommer nou vir u. Tik dit gou daar in u foon in. 073 475 9110. En dan kontak my en praat met my. Ek sien uit om van u te hoor. Mooi loop.